Op die speelgrond, toe ek klein was daar een ding wat jy kon sê, as iemand besig is om jou voor te sê en jy hou nie van wat hulle sê nie. En dit is, jy kan nie vir my sê wat om te doen nie, jy is nie my baas nie, net Jesus is my baas. Interessant vir my dat daar op die speelgrond al, nie eens die werksgrond so te sê nie, op die speelgrond al was daar idees oor baaskap en Christenskap en dat die twee iets met mekaar te doen het. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. There is a quiet wisdom in the clay, a silence that holds the deep memory of the earth. In its unshaped form, it rests in potential, waiting for the artist's touch, as we too wait to be formed by the unseen hands of grace. The potter begins with an act of trust, knowing that what the clay will become is already hidden within it, waiting to be revealed. This is how the divine works in each of us, a slow, unfolding mystery. On the wheel of life, we are always becoming. With each turn, we are shaped, sometimes by the soft pressure of love, and at times by the firm force of struggle. Yet through it all, there is a dance between the artist and the clay, a co-creation. The potter listens, responding to the subtle movements of the clay, and the clay in turn yields, becoming more than it was. We are invited into this dance with the divine, a dialogue between our longing and the holy shaping that molds us into vessels of love. Imperfection is not failure, but texture. Each flaw in the clay tells a story of its journey through the potter's hands, just as the scars we bear are the marks of our becoming. In the divine economy, nothing is wasted. The cracks, the uneven places, they are invitations to see beauty in what is unfinished, to love what is incomplete. We are all unfinished works of art, being shaped into the wholeness that is our truest form. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Op die speelgrond, toe ek klein was daar een ding wat jy kon sê, as iemand besig is om jou voor te sê en jy hou nie van wat hulle sê nie. En dit is, jy kan nie vir my sê wat om te doen nie, jy is nie my baas nie, net Jesus is my baas. Interessant vir my dat daar op die speelgrond al, nie eens die werksgrond so te sê nie, op die speelgrond al was daar idees oor baaskap en Christenskap en dat die twee iets met mekaar te doen het. En ek dink dit het te doen met, in hierdie voorbeeld, die begeerte om te ontsnap, om na 'n hoër gesag te gryp, om weg te kom van 'n verantwoordelikheid, om weg te kom van iets wat ek voel my onderdruk. En dit is so met werk ook. As ek vra vir wie werk ek, die vroom voor die hand liggende antwoord is natuurlik, my werk is vir God. Maar baie keer gryp ek te maklik na daai antwoord op 'n manier wat my wil laat ontsnap, want ek wil net wegkom van werk af. Werk voel te maklik soos werk. Ek wil so graag die lotto wen, maar wanneer dit 'n lekker groot bedrag is, of 'n weghol sukses besigheid begin, laat ek werk kan doen op my terme. Of as ek net ten minste nie daai aaklige e-mail hoef te tik nie. Ek wil dit nie self doen nie. Kan nog nie iemand soos ChatGPT dit dalk vir my doen nie.
Nou, die laaste voorbeeld is nou 'n baie hedendaagse voorbeeld, maar dit kom al 'n lang pad. Daar's al lank terug in die 90's al. Is daar nogal op 'n onrusbarende manier daaroor gefilosofeer. Jean Baudrillard, ek kan nie Frans praat nie, sê by entrusting this burdensome intelligence to machines, we are released from any responsibility to knowledge. Much as entrusting power to politicians allows us to disdain any aspiration of our own power. Ek wil wegkom van werk af. Ek wil wegkom van my intelligensie af en die verantwoordelikheid waarmee saamkom. Maar in Genesis 3 al weet ons, werk is like my ons voorland. Weet, dis waar die ding staan van die sweet van jou aangesig. Party vertalings noem dit net plain harde werk. En dis plain harde werk om te leef. Dis wat jy gaan moet doen om te leef. En in vandag se tyd beteken dit dikwels om geld te verdien. So, as ek dan nou vir God werk om geld te verdien, is God my baas? Is ek op God se payroll? Of is ek op die maatskappy sin of op my werkgewer sin? Baie keer as mense praat oor werk wat hulle nie wil doen nie, en dan sal hulle iets sê soos, ja, nou ja, hier gaan ek weer terug soutmyn toe. Ek moes eers gaan oplees oor soutmyne om daai uitdrukking te verstaan. Die kort weergawe is, soutmyn is 'n plek wat uitmergelend is. Die werk takel jou letterlik af. Dit is 'n werk wat jou lewensverwagting verkort. So sleg is dit om op 'n soutmyn te werk. Interessant genoeg is sout en salaris, daai twee woorde, het dieselfde oorsprong. En dis presies hoekom ons dikwels probeer wegkom van werk af. Want dit is wat my so moeg maak van werk, is as ek moet wonder heeltyd, maar is ek my sout werd? En hierdie ding wat ek doen, eintlik om oorlewing, is so sieldodend, dat dit my fisies ook aftakel. Sieldodend in die sin dat dit my regtig liggaamlik skade aandoen. Dis dikwels waar van ons werk. Leonard Sweet verduidelik dit met hierdie voorbeeld. Hy praat oor die salm wat stroom op swem, en dit is ook 'n ding wat hulle doen om oorlewing. Salm swem stroom op, sodat daar 'n volgende geslag van salm kan wees. Wetenskaplik is dit agtergekom, dit is vir hulle so stresvol, dat hulle aan die ander kant letterlik sterwend uitkom. Wanneer hulle klaar geswem is, dan is hulle besig om dood te gaan, of gaan hulle sommer binnekort dood. Toe het die wetenskaplikes sommige van hierdie salms se hormone wat kliere wat streshormone afskei, verwyder, en die salm het ook stroom opgeswem, maar hulle het blakend gesond aan die ander kant uitgekom. So wat Leonard Sweet nou aanvoer is, dis nie noodwendig die stroom op swem wat so dodelik is nie, dit is die stres oor die stroom op swem wat dodelik is. Hoe ek probeer sin maak daarvan is om te sê, as ek myself, die kere wanneer ek myself in 'n salm se skoene bevind, is dit dalk nie so goed vir my om my te bekommer oor die rigting van die stroom nie. As ek kan begin vrede maak met dis nou wat gedoen gaan moet word. Ek gaan stroom opswem. Ek help nie ek bekommer my en probeer om die stroom se rigting te verander nie. Dan is dit dalk beter vir my. Dan kan ek 'n bietjie van daai spanning ontslaa raak. Maar ek is nie 'n salm waar iemand net my klier vir wat streshormone afsny, uitskei kan klier wat streshormone afskei kan uitsny nie. Dit is nie so maklik vir my nie. So nou gemaak. Nou kan die vraag, as ek vra vir wie is my werk, kan dit my help op 'n manier? Die filosoof Slavoj Žižek het so 'n aanhaling wat gaan oor skepende werk, wat sê, when you're in a creative endeavor, in that wonderful fever, happiness doesn't enter it. You are ready to suffer. Wat wys, ek dink baie van my werk is skepende werk, en Žižek sê, skepende werk is nie noodwendig net stroom af nie. Gaan nie eers oor happiness nie. Jy is gereed om te suffer. Nou, hoe help die vraag vir wie my dan? Want ek dink, as ek vir God kan ken in die saak, hoe ek vir God ken in die saak, of hoe ek vir God ken in my sogenaamde sake, gaan 'n verskil maak. Miskien is God dan, as ek begin dink, hoe is my verhouding met God, en wat kan ek van God agterkom in die Bybel, dan sien ek nie eintlik 'n baas of 'n slawedrywer nie. Eintlik is al dikwels 'n prentjie van God as een wat omgee, iemand wat sorg en iemand wat besorg is.
Nou, Alan Watts het 'n oulike ding hier oor hy sê, weet, mense kan het nou vir Jesus geluister wat sê, hoekom is julle so besorg? Kyk na die voëls, God sorg vir hulle, hoekom bekommer julle? Hy sê en dan toe die mense gegaan, ja, maar onthou, hy is die baas se seun. En dit is hoekom dit nie behulpsaam is om net aan baasskap te dink. Dit is 'n hedendaagse manier eintlik om te dink aan God as 'n tipe baas. So as ek vir God sien as iemand wat besorg is oor my, dan beteken dit al die sorge oor werk, selfs al is dit stroom op, al daai spanning kom my nie toe nie. En dan wanneer ek daai spanning kan begin laat gaan, as ek dit kan afskud, wat nie so maklik is nie, dan hoef ek nie meer net op myself te fokus nie. Want natuurlik is die werk vir myself ook, dit is wat ek doen vir 'n lewe, dit is wat ek doen om oorlewe. Maar die ander antwoord oor vir wie werk ek is natuurlik vir ander mense ook. My gemeenskap, my gemeente, my gesin. As ek my werk goed doen en goed beloon word daarvoor, dan stel dit my ook in staat om op 'n manier vir daai mense iets te doen uit die vrug van my arbeid, as ek dit so kan stel. Maar selfs in werk wat per definisie verander is, byvoorbeeld die geneeskunde, of weet waar mens letterlik mense help om gesond te word, of mense wat werk om die aarde te bewaar, dis verander, dis vir ons almal, of mense wat die aarde bewerk sodat ander mense kan kos hê. Ons weet dat daai werke juis werke is waar daar dikwels groot spanning is. So wat beteken hierdie spanning? Wat sê die Bybel as die Bybel praat oor hierdie spanning? Nou in die Nuwe Testament is die woord wat dikwels vir sorge of kommer gebruik word, kom van 'n woord wat in die Grieks beteken dit wat my uitmekaar trek, dit wat my verdeeld maak in myself. Met ander woorde, selfs dit wat ek vir ander doen of dit wat ons vir mekaar doen, kan my uitmekaar laat val. So die teenpool hiervan, dis hoekom die teenpool hiervan versorging is. Iemand wat oor my besorg is, sodat ek nie al die sorge moet vat en dat dit my uitmekaar uittrek nie. So as ek dan op daai manier kan besef, ek werk vir God, vir myself, vir ander, dan kan ek ook weet dat die werk in daai opsig nie gelykstaande is aan God, aan wie ek is, aan die ander mense in my lewe nie. En dit is wat my toelaat, dat selfs al doen ek dit vir 'n lewe, ek kan onthou dat dit nie my hele lewe is nie, maar daar versorging ook buite my werk is, by God, by myself en by ander mense. En die moeilike ding hiervan is, dat die werk 'n manier het om nooit klaar te wees nie. Werk is op 'n manier, daar's altyd nog 'n bietjie om te doen. Dis altyd 'n bietjie onvoltooid. Nou, vandag se skriflesing in Korintiërs 3 vers 9 help my miskien 'n bietjie daarmee. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. So dis Paulus wat nou sê, hulle is die medewerkers van God en dan is die mense met wie hy praat die saailand. Nou, as ek kan sê Paulus praat op 'n manier deur die eeue met my ook, dan is ek ook die saailand van God. Wynmakers het 'n baie mooi manier om hierdie ding te verwoord. Wynmakers, ek het al baie keer gehoor hoe praat hulle daarvan, dat 'n wynmaker het net soveel seisoene om die wyn te maak wat hulle op hierdie aarde kan maak. En dit beteken daar's net soveel wyn wat elke wynmaker kan maak. Net soveel oesjare. So elke keer as ek 'n oesjaar op 'n bottel wyn sien, probeer ek om te onthou, dit is vir my ook waar. En hierdie oesjaar waarna ek kyk, is 'n jaar wat ook vir my gegee is. En dit is 'n jaar met al sy vreugde en al sy stroom op swaar kry ook. So, maar dit is vir my gegee om te beleef. En as ek dan die saailand van God is, het ek ook eintlik net 'n sekere aantal oeste in hierdie lewe saam met God. En 'n oes is iets wat lewenskragtig is, dit is iets om te vier, maar dit is ook harde werk en dit is ook onvoorspelbaar. Nou, daai onvoorspelbaarheid is dikwels iets wat ons nie graag wil hê nie en dit is ook hoekom ons wil ontsnap.
Anna Lemke is 'n psigiater wat mense onder andere gehelp het met hulle verslawings en ook navorsing daaroor gedoen het, totdat sy op 'n dag besef het sy is verslaaf en aan wat? Aan boeke soos 50 Shades of Grey. En dit was net omdat sy graag wou ontsnap uit haar werk uit. Sy het klomp ingrypings gedoen om op die einde hierdie verslawing te oorkom, maar een van die dinge wat sy nou in haar lewe deel maak van haar lewe, om te verhoed dat sy weer in daai selfde struik trap, is dat sy haar lewe minder gemaklik maak. Dat sy ry fietswerk toe, sy staan vroeg op al is sy nie lus nie, sy oefen al is sy nie lus nie, en sy's versigtig vir enige iets wat te vinnig en te maklik kitsgenot vir haar kan gee, en al hierdie goed wat ek nou beskryf, is goed, dis eintlik geskenke wat werk ook vir ons kan gee. Dit kan ons nader bring aan dit in die lewe, wat nie net vinnig vir ons bevrediging gee nie, en daar's 'n geskenk daarin. Maar dit is, as ons dit kan doen, sonder om ons werk te verwar met ons hele lewe. So 'n behulpsame skuif dan vir my is om te sê, hoe kan ek my werk so benader? Is nie om te sê net vir wie doen ek dit nie, maar saam met wie doen ek, want ek is nie alleen nie, ek hoef nie alleen aan hierdie spanning te dra nie, en dit is dan eintlik saam met God. Doen die werk saam met God. Tweede deel van die skrif vandag sê, die laaste stukkie sê, ons is ook die gebou van God. En dit herinner my aan dit wat my altyd help van die woord kontemplatief. Die eenvoudigste verduideliking van waar die woord vandaan kom, is kontempelatief, in die tempel. Met ander woorde, die plek waar God is, om daar heeltyd te wees. Om in my lewe te sê, waar is God? Waar sien ek vir God in my lewe? En waar is ek saam met God in my lewe? Om ook so na my werk toe te kom. En daar het die Bybel 'n baie mooi beeld vir ons. Die beeld van die pottebakker kom op verskeie plekke in die Bybel voor. En in Jesaja 29 vers 16 sê dit, 29 vers 16, julle is agterstevoor met alles, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan mos nie van sy maker sê, hy het my nie gemaak nie. Die kleipot kan mos nie van die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie. En dit is mense wat met klei werk, sal dikwels oor praat ek nou 'n paar video's gaan kyk oor mense wat sogenaamde pottebakkers is. En baie keer sal hulle iets sê daarvan dat die klei ook 'n manier het om hulle te verras. En dat hulle eintlik vreugde, nie goedkoop genot nie, maar vreugde en kom ons sê genoegdoening daarin vind dat die klei hulle ook kan verras. Want dit is 'n manier om te sien dat die werk wat dalk nie voltooi is in die manier hoe ek dink nie, beteken nie dat ek nie heel is nie. Ek vind nie my heelheid in my werk wat ek net kan vinnig afhandel nie. Ek vind my heelheid by die pottebakker, die een wat saam met my skep. So, as ek saam met God kan skep, saam met God kan verras wees oor wat geskep word, dan kan ek begin vrede maak met dit wat ek ook as onklaar in my lewe ervaar, soos werk. En dit help my dan om elke keer op 'n ander manier na my werk toe terug te keer, maar ook saam met God, nie net terug te keer nie, maar ook saam met God terug te tree van my werk af, want dit is nie wat my gaan voltooi nie. Kom ons sluit af met hierdie gebed, wat ek gebaseer het op 'n gebed van Augustinus, om my ook te help in my werk. Gees van God, wees my asem, sodat al my denke mag heilig wees. Gees van God, wees my doen en late, sodat my werk ook mag heilig wees. Gees van God, trek my hart nader, sodat ek kan lief wees vir dit wat heilig is. Versterk my Heilige Gees, sodat ek dit wat heilig is kan bewaak. Bewaak my Heilige Gees, versorg my, sodat ek altyd mag heilig wees. Amen. Nou is al geleentheid vir jou om die geld wat jy deur jou harde werk verdien het, om iets daarvan terug te gee. Dit is ook 'n manier om te sê, dit is nie wat my voltooi nie, net soos wat my werk my nie voltooi nie. Dit is deel van wat ons hier simbolies doen wanneer ons ook gee. Jy kan dit doen met die kode op jou skerm, die QR-code, of jy kan na ons webtuiste toe gaan om te sien wat die bankbesonderhede is wat jy kan gebruik daarvoor. En baie dankie, ons waardeer dit. Dit is natuurlik wat ook iemand soos ek en my kollegas en medewerkers by Envia se werk moontlik maak.